Welkom by die Woordskool. Dis lekker om so saam met julle te kuier. Vir die wat elke maandag saam met ons gekuier het in die kapel. Ons is jammer dat ons nie fisies by julle kan wees nie. Vir die volgende paar maande probeer ons ook nog die opvoering hanteer. Dot, wil jy nie vir ons meer sê van die musical, die opvoering wat ons gaan doen nie? Ja, Jette, ons gaan 'n produksie doen met die naam Maria se tafel en dit gaan oor Jesus en sy huisgesin en dat Jesus het groot geword in 'n gesin met 'n pa en 'n ma en boeties wat seker op mekaar se hare getrek het en sissies en 'n Johannes die Doper wat 'n neefie is wat kom kuier het en al daai goeters en ons wil dit vir julle uitbeeld en dan ook die ding rondom Jakobus en wat as broer van Jesus groot word maar moet sukkel om te besef, maar dis die Messias, en wat hy deurgegaan het, en dalk daai emosies. So ja, ons nooi julle om deel te wees, maar tweedens ook om definitief te kom kyk die eerste week in Desember. Ek dink wat ons almal mee kan identifiseer is familie. Yes. Wat ons almal mee gaan identifiseer is vrae wat jy het oor Jesus, maar wat van dit en wat van dat. En ja, ek's opgewonde dat ons as gemeente, as 'n familie dit saam kan oefen en aanwerk. So, dis hoekom ons maandag so bietjie meer wil fokus op die produksie en hoekom ons dan ook nou gesê het, net vir nou gaan ons ook die woordskool aanlyn doen en nie fisies nie. So, vinnig net, ons trek by Romeine hoofstuk 4 vers 9. Dis waar ons laas keer gestop het. Yes. En waar ons graag wil aangaan. Maar kom ons bid eers saam. Met jou hand. Here, baie dankie dat ons u woord het. Here, hierdie gedeeltes in Romeine is moeilik. Dis moeilik, maar tog wonderlike teologie wat ons vrymaak. Daarom wil ons kom vra, Heilige Gees, praat met elkeen van ons, sodat ons kan hoor wat u tot ons harte wil spreek uit hierdie skrif uit. Dankie, Here. Amen. Nou, ons het verlede week hierdie eerste gedeelte gehad, Dot, wat gepraat het van Abraham, wat ons vader van geloof is, die stamvader van ons geloof. Dit is nie die stamvader van die Jode nie, maar van elkeen wat in geloof na God toe gaan, wat elkeen wat in sy geloofsbasis bou op hulle verhouding met die Here. Dis wie hy is. En dan ook het ons laasweek vir mekaar gesê, wat jy vir my gevra het is, ons verdien nie hierdie. Soos wat iemand 'n salaris verdien, so verdien ons nie redding nie. Ons verdien nie geloof en genade nie. Ons kry dit onverdienstelik, sonder dat ons dit verdien by die Here. Dit word ons toegereken as ons in die Here glo. Dis ons kant is, ons moet glo. Sy kant is, hy sit dan sy regverdigheid op ons. En dis wat ons verlede week vir mekaar gesê het, in die laaste gedeelte van hoofstuk 3, en die eerste gedeelte van hoofstuk 4. Het jy nog vrae wat jy my wil vra? Moet ons eers so 'n bietjie aan. Ja, nee, gaan eers aan. Vers 9 van Romeine hoofstuk 4. Is hierdie seën dan net vir die besnedenis of ook vir die onbesnedenis? Nou, die seën waarna hy verwys is die quotasie wat uit Psalm 32 uitkom van Dawid. Van dat die Here sê, dat Dawid sê, gelukkig is hulle wie se wettelose dade vergewe word en wie se sondes bedek is. Dis wat regverdigmaking beteken, is dat die Here ons vergewe, né? Gelukkig is die mens, vers 8, vir wie die Here die sonde hoegenaamd nie toereken nie. Het is interessant dat Paulus Dawid ook hier quoteer. Want wat Paulus hier doen is om te sê, Abraham het in 'n verbond met die Here gestaan op grond van sy geloof. En toe kom die wet van Moses. En toe word Dawid gebore. Maar hy het ook 'n verhouding op grond van geloof. Al is hy nog steeds onder die wet van Moses. Is die wet van Moses nie wat hom by die Here uitgebring het nie. Dis geloof in die Here wat hom by die Here uitgebring het. En dan sê Dawid so mooi, ons is gelukkig geseënd om regverdig te kan wees
dat die Here nie ons sondes toereken tot ons nie. Nou vra vers 9 hierdie vraag. Is hierdie seën van vryspraak dan net vir die besnedenis, net vir Jode, of is dit ook vir die onbesnedenis, vir die nie-Jode? Ons sê tog, Abraham se geloof is hom as regverdig gereken. Wanneer is dit vir hom regverdig toegereken? Toe hy reeds besnede was, of toe hy nog onbesnede was? Dan sê hy, nie toe hy besnede was nie, toe hy onbesnede was. So. Hy het nog nie die teken gekry nie, maar voor dit het iets in sy hart gebeur. Toe het hy al self vrygespreek van sy sonde. Is 'n geweldige, interessante, belangrike ding vir my en jou. Ek het Sondag so 'n bietjie oor simboliek gepraat. En simboliek is belangrik, ons moet deur die doopwater gaan, maar die doop red ons nie. Die doop is 'n teken daarvan dat ek en jy gered is en dit nou wys deur ons doop. Ons moet dit nog steeds doen. Verstaan jy? Ek het Sondag gesê, hierdie trouring is nie dot nie. Dit verteenwoordig net dot. Dit help nie ek maak die trouring belangriker as jy nie. Dit sal dom wees. Of jou trouring Ja, groter diamant is wat ek in jou lewe is. nee, sal dit daarom like. nie. Jy het nog 'n eentjie. Dieren het nog 'n eentjie om te gaan. Nou sê hy, vers 11, hy het die teken van die besnydenis as seël ontvang, 'n seël van die geregtigheid van geloof, wat hy gehad het terwyl hy onbesnede was. Dis 'n teken van sy geregtigheid en geloof terwyl hy onbesnede was. Dis die besnydenis. So het hy die vader geword van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat dit ook vir hulle as regverdiging toegereken kon word. So het hy ook die vader geword van hulle wat nie bloot besnede is nie, maar wat boonop in die voetspore volg van ons vader Abraham, wat geglo het toe hy nog onbesnede was. Nou, dis vir my so interessant, toe ek religious education, comparative religion aangebied het ek gepraat van die 3 Abrahamic gelowe. Beide Islam en Judaïsme sien hulle saam met Christendom as Abraham gelowe. Die vader van ons geloof is Abraham. Maar ek wil dit tussen hakies sê vir ons as Christene. Net as jy waarlik tot geloof in Jesus Christus gekom het, is Abraham jou vader. Streng gesproke, al noem moslems hulle self kinders van Abraham, beskou ons as Christene hulle nie as kinders van Abraham nie, want hulle het nie geloof in Jesus Christus nie. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader gaan in geloof, behalwe deur my nie, sê Jesus. So Jesus is die geloofspad waarin ons stap, die weg, om by Vader te kom. Dus, as jy Jesus ontken, soos wat 'n moslim of 'n Jood doen, dan is hulle nie kinders van Abraham. So, in die breër sin, noem kinders, moslems en Jode, hulle self kinders van Abraham. Maar ons as Christene, wat deur Jesus in tot geloof gekom het, beskou hulle nie as kinders van Abraham nie. So 'n bietjie 'n tegniese ding, né? Want as jy nou met moslems praat, dan is hulle baie bly daaroor en hulle sal vir jou sê, we are both children of Abraham. En dan is dit so 'n moeilike ding waarin ons nie regtig wil sê, ja, ons is kinders van Abraham, want ons dink nie hulle is kinders van Abraham nie. En erger van alles, hulle dink nie ons is eintlik kinders van Abraham nie, want ons glo nie in Mohammed en in Allah nie. So ek het so 'n lekker gesprek met 'n moslem wat sy gewaad aangehad het, want hy wil soos Mohammed lyk. Ek en hy het so 'n gesprek in die vliegtuig gehad eendag af Kaap toe. Okay. En toe ek en die ou met mekaar gesels, toe sê hy, dink jy as ek 'n moslem is
en nie in Jesus Christus glo nie, dat ek gered kan word? Sê ek, nee, ek dink nie so nie. Sê, dink jy ek gaan hel toe? Toe sê ek, ja. Toe sê ek, maar Mohammed, kom ek vra jou dieselfde vraag. Dink jy, omdat ek in Jesus Christus glo en nie in die Koran en in Mohammed nie, dat ek hel toe sal gaan? Toe sê hy, ja, verseker, jy gaan nie paradys toe. Sure. So toe het ons 'n lekker eerlike regheid. Ons het toe sommer van daar af nogal kwaai regheid eerlike gesprekke met mekaar gehad van ek dink jy gaan hel toe. Ja, maar jy dink ek gaan hel toe. So kom ons praat sommer regheid met mekaar. So dit was baie interessante gesprek. So vers 13 sê die belofte dat hy die wêreld as erfdeel sou ontvang, het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van geloof. Dis nie die wet wat Abraham die belofte van Genesis 12 vers 1 tot 3 laat vervul het nie. Kom ons blaai gou. Jy weet mos ek sê altyd Genesis 12 vers 1 tot 3 is die middelpunt van die Bybel. Dis nie fisies die middelpunt van die Bybel nie, maar is 'n geweldige belangrike stuk in die Bybel. En ek blaai gou soontoe. Genesis 12 1 tot 3. Die Here het vir Abraham gesê: "Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens of vervloek, sal vervloek wees. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees." Sure. In hierdie eerste 3 verse is die evangelie opgesluit, want hy profeteer oor Jesus, die seën wat uit Abraham uit gaan kom, wat almal sal seën tot eintlik ewige lewe as hulle in hom glo, en as hulle nie in hom glo nie, nie in hom staan nie, vervloek sal wees, eintlik sal hel toe gaan. Dis wat dit is. En deur jou sal al die groot families, al die families tot aan die einde van die tyd, Abraham, geseënd wees wat oor die hele aarde is. As ek en jy in Jesus Christus glo en ons is nou kinders van Abraham, dra ons hierdie seën. Ons leef geseën deur die Here om seën vir ander mense te wees, sodat hulle by die seën van ewige lewe deur Jesus Christus kan uitkom. En as hulle dit nie aanvaar nie en ons vervloek, dan het hulle die vervloeking van hel, want hulle kies nie die hemel nie. So, evangelie in kort opgesom, Genesis 12 vers 1 tot 3. Nog iets wat jy wil vra voordat ons aangaan? Nee? Nou sê hy, Abraham het nie hierdie wonderlike goed net sommer pasella gekry of deur die wet te onderhou gekry nie. Hy het dit gekry op grond van geloof. Hy sê, immers as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenisloos geword en die belofte sy krag verloor. Die Here het hom iets beloof. Ek luister na 'n ou wat 'n ding verduidelik. Hy sê as hy sy kind sê, hoorie, ek gaan vir jou met jou verjaarsdag $200 gee, sê hy. En hy sê, ek gee vir jou met jou verjaarsdag $200. En ergens tussenin kom hy en sê, by the way, daai $200 wat ek vir jou gaan gee, gaan ek net vir jou gee as jy jou kamer skoon maak. Nou, as jy 'n tienerseun het, is dit nie noodwendig dat hy die $200 gaan kry nie. Nee, geen kans. En nou is die vraag, het hy sy oorspronklike woord gehou as sy verjaarsdag kom en hy kry nie sy $200 nie, want hy het nie die kamer skoon gemaak nie. En basies is die verduideliking, die Here beloof vir Abraham sekere goed, en dan kom die wet van Moses in, en dan gee die Here, en nie op grond daarvan dat jy jou kamer skoon maak nie, maar op grond daarvan dat die pa gesê het, jy sal die $200 kry. Kry hy op sy verjaarsdag die $200. Ons word gered nie op grond van die onderhouding van die wet nie. Dit sal goed wees as ons die wet onderhou.
maar dis nie hoekom hy ons red of hoekom hy ons beloon met die hemel of ewige lewe of redding nie. Hy beloon ons op grond van ons geloof, omdat hy sy belofte hou. As ons praat van die belofte, is dit sy oorspronklike belofte aan Abraham. So, as hy sê, immers as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenisloos geword en die beloftes sy krag verloor. Dis tog die wet wat toorn meebring, woede, kwaad. Ek hou van die Engels wat praat van the wrath of God. Ja, ek sien hier, myne sê divine wrath. Ja. Divine wrath. Ja. Dis tog die wet wat toorn meebring, maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. Daarom het die belofte op geloof berus. Nou praat hy nie van geen wet nie, hy sê voor die wet is jou geloof dit wat vir jou redding bring, en is die oortreding nog nie daar nie, want dit was voor die wet. Nou sê hy, daarom het die belofte op geloof berus, sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham se hele nageslag. Daarom het die belofte, dit wat die Here oorspronklik aan Abraham beloof het, redding, seën, op geloof berus. Dis hoe dit ontsluit het. Nie die wet of die onderhouding van die wet nie, dat hy met hom verhouding het, nee? Sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham se hele nageslag, nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader. Soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van God, in wie hy geglo het, wat die dooies lewend gemaak het, en die wat nog nie bestaan het nie, tot bestaan roep. Hy sê, selfs in die toekoms, ek en jy leef letterlik duisende jare na Abraham, maar ons staan onder dieselfde seën, van omdat ons nou in die Here glo, seën hy ons. Ek dink so daaroor, en ons gaan nog later daaraan raak, dat die Here Abraham se geloof getoets het met daai Isak offer. En toe het ons gesien, Abraham wat geglo dat die Here vir hom sê, ek gaan 'n nageslag, al was hy 100 jaar oud. Hoe gaan ek kinders hê? Het hy in geloof gewandel met die Here. Sonder kinders het hy geweet daar kom 'n nageslag. Ek dink vandag, terwyl ek voorberei, dink ek daaraan, imagine, jy gaan hou 'n stoktie by 'n ouer huis. O, genigtig. Okay. Dit sal belaglik wees, verstaan jy? Behalwe as die ouma dit kan vat vir haar kleinkind. Ja, maar Ja. dis die logiese, Ja, verstaan, ja. dat jy 'n ander plan maak, dat dit jy Ja. anders te dink, en ons gaan nou kom by Hagar, want dit was die ander plan, wat Abraham en Sarah maak, maar die Here het 'n plan gehad, wat vir hulle belaglik gelyk het, letterlik belaglik gelyk het, maar ons sê, Abraham moes geloof in die plan gehad het, en daar was twyfel ergens tussenin, maar ergens het hy toe geloof gehad, dat toe dit gebeur, toe sê die Here, goed, gaan offer vir Isak, en hy het gesê, Here, ek het genoeg geloof in U, dat ek weet U die waarmaker van die woord sal wees, al sny ek Isak se keel af. So, baie interessant, vers 18, hy teen alle verwagting in, bly hoop, en geglo dat hy die vader van baie nasies sou word, soos gesê is, so sal jou geslag, jou nageslag wees. Sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef, dat sy eie liggaam reeds so te sê dood is. Dood vir kinders hê. Hy was reeds ongeveer 100 jaar oud, en dat Sarah se moederskoot ook reeds dood was. Die Here wou gehad het, hy en Sarah moes besef, julle kan uit julle eie vlees, julle eie menslikheid, julle eie krag, nie kinders hê nie. Ek wil julle wys, ek kan vir julle 'n bonatuurlike nageslag verwek. Ek en jy glo in lewe uit die dood uit. Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Iets wat nie normaal kan werk nie, iets wat absurd is. Iemand wat dood is, 3 dae in die graf is en opgestaan het uit die dood uit.
As ander mense, as Paulus die storie vertel, dan sê die Grieke vir hom, ja, ons het tot nou toe vir jou geluister, maar nou kan ons nie meer verder, hierdie is nonsens. Want as nie logies, Ja. maak dit nie sin. En soos wat Abraham dit in geloof moes vat, nie in logika nie, moet ek en jy in geloof in Jesus, wat uit die doodheid uit opgestaan het, glo. Yes. En dis wat hy hiervan praat. Vers 20. Met die belofte van God in gedagte, het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie. Trouwens, hy het sterker geword in die geloof. En het die eer aan God gegee. Hy was vas daarvan oortuig dat God wat hy beloof het ook kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging toegereken. Dat dit vir hom as regverdiging gerekening is, nie net ter wille van hom opgeskryf nie, maar ook ter wille van ons vir wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Nou is hy besig om dit te sê wat ek nou gesê het. Soos wat hy geglo het, Here, as u dit wat dood is kan lewendig maak, my en Sarah se liggame, so het ek en jy geglo dat Jesus uit die dood uit opgewek kon word. Vers 25. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. Soos Isak gebore is uit 'n dooie moederskoot, soos Jesus opgewek uit die dood. En soos wat Abraham in iets moes glo wat nie logies sin maak nie, glo ons in iets wat nie logies sin maak nie. 'n Man wat 3 dae in die graf was en uit die dood uit opgestaan het. So, Sure. goed, nog iets sover. Nee, Wat dink jy? nee, dit is 'n tawwe hoofstuk, hierdie hoofstuk 4, maar het dit baie mooi stukkie vir stukkie verduidelik en nou verstaan mense die konteks van dit en dit wat dit wat Abraham deurgegaan het en want ek het in verlede week se woordskool vir jou gevra, maar waar het Abraham hoe het Abraham reg gekry om hierdie te glo? En dit is maar net jy het dit baie mooi verklaar vir ons waar gaan die hele hoofstuk 4. Ja, die hele hoofstuk 4 gaan daaroor dat geloof is iets van, dis daai Hebreërs 11 vers 1, is 'n vaste hoop, 'n vaste wete, en dit wat ons nie kan sien nie, asof dit is wat ons kan sien. So, dis daai ding wat ek altyd oor praat van, die Afrikaanse te sê ding van sien is glo. Maar as gelowige Christene sê ons, nee, jy glo eers, dan sien jy. Ja. Abraham kon nie sê sien is glo nie. Dis nie, hoor jy jou vrou gaan nou swanger raak en jy gaan tekens daarvan sien en dan kan jy in my glo dat ek 'n nageslag. Nee, glo eers. En in jou geloof sal jy die resultate, sal jy die Isak sien. Die hartseer ding is, hulle het hulle eie plan gemaak. Ons kom nog later daarby van hulle eie plan, hè. Die Hagar plan wat hulle gemaak het. Dat ten spyte van hierdie geloof, Ja, maak hy nog steeds sy eie plan. ja. En Maar dis hoe die mense is, nê. Ja, dat mense hulle eie planne maak. Ja. Die Here wil nie hê ons moet ons eie planne maak. En net vanoggend open ek by 'n plek en hierdie ou vertel van hierdie ou wat 'n salaris moes betaal, hierdie boer wat hy's 'n groot boer met klomp mense wat hy in diens neem. En hy moet 'n klomp salarisse betaal en hy sê elke dag maar sy besigheid besig om baie sleg te trek. En elke dag dan sê hy vir die Here, Here, net genoeg vir vandag. Here, net genoeg vir vandag. En die een dag staan hy op en hy sê vir sy vrou, vandag is my bank op maksimum. Niemand wil vir my geld leen nie. Ek kan nêrens ekstra geld kry nie. Ek het niks meer geld oor nie. Ek het niks om te verkoop nie. Ons het ons huis verkoop, ons bly nou in 'n townhouse. Ek het niks meer planne nie.
en ek het 2,8 miljoen rand nodig om salarisse te betaal. Anders te gaan ander mense vandag nie kos hê nie. Ja. En sy vrou bid saam met hom en sê vir hom, kom ons vertrou die Here. En hy stap in en hy sit saam met sy kantoorpersoneel en sê, kom ons vertrou vandag die Here dat hy vir ons 'n wonderwerk sal doen. En hy sit daar en hy sê, Here, ek weet nie wat gaan U doen nie, maar ek het nie meer geld nie. Weet nie. 11:00 die oggend, toe kom sy kantoordame ingehardloop en sy sê, meneer, ek weet nie hoe om dit te verklaar nie, maar daar's 2,8 miljoen rand in ons rekening. Hy sê, hoorie maar, ons kan dit nie gebruik nie, ons weet nie waar kom dit vandaan nie. Toe doen hulle navorsing, toe kom hulle agter, hulle het 5 jaar terug aansoek gedoen vir 'n grant by die regering. Ja. En is toevallig daai oggend uitbetaal. Sure, dis amazing. En net hoe die Here vir hulle voorsien en dat die Here op die regte tyd die regte hoeveelheid voorsien. En ons moet in geloof lewe, nie op wat ons sien nie, of wat ons glo hy is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan vertrou vir finansies, vir goed waar die omstandighede dood lyk, soos wat Sarah se liggaam gelyk het. Here, maar ons vertrou as U gesê dit sal lewe, dat dit sal lewe, dat daar Isak sal kom, dat daar 'n nageslag sal kom, dat as U gesê het, Jesus sal uit die graf uit opstaan, dan sal hy uit die graf uit opstaan. Al is hy 1 dag, 2 dae, 3 dae in die graf. Here, hy sal opstaan uit die dood. Here, ons vertrou U om lewe uit die dood uit te bring, want dis die God wie U is. Ons eer U, Jesus. Amen. Amen. Dankie Dot. Dankie elkeen wat geluister het. Ja, dankie.